Hallo, vandag kyk ons na trigonometrie en spesifiek te doen met die kartesiese vlak en hoeke groter as 90 grade. Sover het ons al gekyk na reghoekige driehoeke en die verhoudings van hul sye in opsigte van hul definisies. Maar nou gaan ons ook kyk na hoeke groter as 90 grade en ons gaan nog steeds ons trigon hier gaan toepas. En om dit te kan voorstel, gaan ons na die kartesiese vlak kyk. En soos ons hierso sien, het ons kartesiese vlak en hierdie is ons y-as en daai is ons x-as. En jy sal sien, dit bestaan uit 4 kwadrante, eerste, tweede, derde en die vierde kwadrant. In die eerste kwadrant is x en y positief, in die tweede kwadrant is y positief maar x negatief, in die derde kwadrant is my x-waarde negatief en my y-waarde negatief. En in die vierde kwadrant is my x positief en my y negatief. So kom ons kyk gou. As ons met 'n kartesiese vlak werk, sal ons altyd vanaf die oorsprong my hoek maak. So kom ons maak gou ons hoek. Goed, dit is nou baie rolweg geteken, maar hierdie hoek wat ons maak, gaan altyd 'n 90 grade hoek maak met my x-as en ons begin altyd by die x-as in 'n anti-klokse rigting. So ons sal sien dat die perspektiefhoek waarna ons wil kyk is hier en dit is die hoek wat die skynsy met die x-as maak. En as ons daarna kyk, kan ons nou klaar inligting uit hierdie lyn uit bepaal op my kartesiese vlak. Ons sal sien met hierdie punt hierso, het ons 'n koördinaat as 6 en 4. So dit is 6 en 4. En daarmee het ons eintlik kan ons al klaar sien dat ons het ons skynsy is ons R, dan het ons horisontale sy, dit is ons x-komponent en ons het ons vertikale sy en dit is ons y-komponent. En ons sal sien nou byvoorbeeld met hierdie sy hierso in hierdie driehoek is my x-komponent 6 en my y-komponent is 4 en daarmee onthou as ons twee sye het, kan ons die skynsy bepaal met Pythagoras. Goed. En ons sien hierso dat ons driehoek hierso is kleiner as 90 grade. Kom ons kyk nou as ons 'n hoek het wat groter is as 90 grade. Onthou ons begin altyd vanaf my x-as. Daar's my y-as. Ons begin altyd van my x-as en ons gaan nou hoek hê, onthou as hy 90 grade is hy tot by die y-as, maar sodra hy groter is as 90 grade, het ons nie meer 'n reghoekige driehoek nie. Kom ons teken 'n hoek groter as 90 grade. Nou ons wil hê hy moet daar wees. En nou sal ons sien ons het 'n hoek wat groter is as 90 grade. So hier kan nie meer 'n reghoekige driehoek wees nie. Maar wat ons sien is ons kan 'n reghoekige driehoek trek buite hierdie hoek. En hierdie hoek word nou my buitehoek as ek nou hier 'n driehoek trek en is nou 'n reghoekige driehoek. So ek kan my trig hier toepas. En onthou, as hierdie hoek grootte alfa is, kan ons hierdie hoek gebruik as ons kan hom bepaal om te sê 180 minus die alfa wat daar is. En so sal ons sien dat ons het nou nog steeds ons y-komponent en ons x-komponent en daai is ons skynsy wat 'n lengte is. Maar nou sal ons sien, sodra ons in die tweede kwadrant werk, gaan my y-komponent positief bly, maar my x-komponent word nou negatief. So dit word 'n negatief. En dit gaan my verhoudings van sin, kos en tan beïnvloed. En die verhouding wat dit ons in die tweede kwadrant beïnvloed, is ons kosverhouding en ons tanverhouding. Omrede hierdie
aangrensende sy word in hierdie twee definisies gebruik, in daai twee verhoudings. Daar is die aangrensende sy en daar is die aangrensende sy en tan. So dit beteken dit sal ons kos en ons tan in die tweede kwadrant negatiewe verhouding gee as gevolg van hierdie negatiewe komponent. En selfs so, as ons nou 'n hoek het in die derde kwadrant, onthou nou, hy sal nou vanaf die x-as in 'n antiklokse rigting gaan. Hy is nou groter as 180 grade. En nou sal ons sien as ons hom sy y-komponent gee, is sy y-komponent negatief, maar en ook sy x-komponent en sy r-waarde. Onthou bly r-waarde bly altyd positief, dit bly 'n afstand. So nou sal ons sien dat sekere van ons verhoudings sal in die derde kwadrant, dit beteken as die hoek groter is as 180 grade, sal negatiewe verhoudings veroorsaak of positiewe verhoudings wat ons na spesifiek moet kyk. En dan laastens in die vierde kwadrant sal ons sien as ons 'n hoek daar het wat groter is as 270 grade, maar kleiner as 360, want ons gaan altyd in 'n antiklokse rigting, sal ons sien, ons kan nou 'n driehoek maak, wat ons na die x-as toe trek, en daar sal ons sien, dat ons y-komponent is negatief, en hier is my x-komponent positief, en dit gaan ons verhoudings beïnvloed hierso. So kom ons kyk gou na 'n vraag, hoe hierdie ons verhoudings beïnvloed. Kom ons kyk nou na hierdie vraag met 'n hoek groter as 90 grade. Ons sal sien hier is ons vir ons 'n hoek gegee op ons kartesiese vlak en hierdie hoek is groter as 90 grade en hulle het vir ons 'n koördinaat gegee. B is -3 en 4. Dit is die x en die y-waarde. So kom ons teken gou in ons komponente. Daar sal ons sien, nou het ons 'n driehoek getrek ten opsigte van ons x-as. Onthou, hy gaan antikloksgewys tot by B, daar is die hoek van theta, en nou het ons ons y-komponent, en ons sal sien ons y-komponent is van ons koördinaat is 4, en ons x-komponent vanaf ons koördinaat is -3. En nou, vra hulle vir ons in die eerste vraagie, bepaal die lengte van OB. So O is by die oorsprong en B is die punt, so hulle vra, wat is die lengte van daai sy daar, en ons noem hom gewoonlik R, ons skynsy. So ons sal sien dat R² is gelyk aan my x² plus y², en dit is -3 hakie tot die mag 2 plus 4 tot die mag 2. Onthou, dit is belangrik dat ons 'n negatiewe getal, as ons hom kwadreer tot die mag 2, in hakie sit, want die -3 moet maal met -3. En dan sal ons sien, -3 maal met -3 is 9, plus 4 maal 4 is 16, en dis 25. Geef vir my s², so my s-waarde is 5. Ek gaan my s daar skryf. So my s-waarde is 5. So dit is nou my s-waarde daar. Nou het ek al 3 my sye, nou kan ek die verhouding van my hoeke bepaal, van B, C en D. Goed, ons sal sien by B vra hulle nou, dat ons die verhouding van sin theta moet uitwerk. En onthou, nou kan ons van die perspektief van die binnehoek af kyk, sin theta is dan oorstaande op skyns. So dit word nou 4 op 5. En dan ons C is cos van theta. Ons kyk vanaf daai perspektief aangrensend op skyns, en dan sal ons sien, aangrensend is -3 op 5. So cos in die tweede kwadrant is negatief, en dan ons laaste een, D is dan tan theta, en dit is teenoorstaande op aangrensend. So dit is 4 op
min 3 en dan sien ons ook dat tan het 'n negatiewe waarde. Kom ons kyk gou na nog 'n vraagie. En hier het ons weer eens ons kartesiese vlak en daar het ons 'n hoek. Nou is hy groter as 90, hy is groter as 180, hy is tussen 180 en 270. So ons sien hy is nou in die derde kwadrant. Is ons hoek met die punt Q, hulle gee vir ons die koördinaat min 6, maar nie y nie. En kom ons lees gou, hulle sê hierso, OQ, die skynsy is gelyk aan R en dit is gelyk aan 10. So kom ons skryf gou daarin, ons skynsy is 10 en dan het ons een koördinaat en dit is die x-koördinaat. So kom ons maak gou eers ons driehoek. Ons x-koördinaat is min 6, wat sin maak, want x is negatief links van 0. En ons y-koördinaat is hierso, en ek kan sommer al dadelik sien, omdat hy ondertoe is in die derde kwadrant, gaan die y-waarde ook negatief wees. So nou vra hulle bepaal vir y. Nou y daarso is die koördinaat, maar ons moet eers nou die lengte van y bepaal met Pythagoras. So kom ons doen dit gou. So A, dis Pythagoras gebruik. So dan is dit 10 tot die mag 2 is gelyk aan, dis my x kwadraat, x tot die mag 2 plus y tot die mag 2. En my x is min 6 tot die mag 2, onthou om in hakies te sit. Dis 100 hierso. So 100 minus 36, onthou, min 6 tot die mag 2 is 36, en as ek hom nou oor die is gelyk aan sit, word hy in negatief. So 100 min 36 is gelyk aan y tot die mag 2. So y tot die mag 2 is gelyk aan 64. En dan beteken dit y, dis die vierkantswortel van 64, is dan gelyk aan 8. So nou sien ons my y-komponent is gelyk aan 8. Maar ons sien, soos ek net nou gesê het, my y-komponent is in die negatief in. So ons weet die afstand is 8, maar my komponent gaan in negatiewe wees, omrede ons moet kyk in watter kwadrant is ons. Ons is in die derde kwadrant, so die y-komponent moet negatief wees. So dit is min 8. So my y-waarde is 'n min 8. So daai koördinaat van Q gaan min 6 en min 8 wees. Goed. Kom ons kyk nou na B. B vra, wat is die sin van theta? Onthou ons gebruik theta as die perspektiefhoek van my driehoek, en dit is die een by die oorsprong. Hy gaan dit is nou dieselfde verhouding wat hy vir ons gaan gee as daai groot hoek, groter as 180 grade. So sin theta is nou my teenoorstaande op skyns. So my B is min 8 op 10. Ons sal sien dis 'n negatiewe waarde. En ons kan hom vereenvoudig na min 4 op 5. En dan my C-waarde. So, ons sin is negatief in die derde kwadrant, soos ons daar kan sien. Cos is aangrensend op skyns. So dit is min 6 op 10. En dit kan ons vereenvoudig na min 3 op 5 toe. En ons sien dis ook 'n negatiewe verhouding in die derde kwadrant. En in my laaste een, my tan, is nou 'n teenoorstaande op aangrensend. So dis min 8 op min 6. En ons sien dat 'n negatief gedeel deur 'n negatief is positief. En ons vereenvoudig hom, dit word 4 op 3. So ons sal sien dat tan is positief in die derde kwadrant, maar sin en cos is negatief in die derde kwadrant. So hier het ons hierdie probleme opgelos.